So, story time. Okay, so ek gaan hierdie in afdelings doen want ek weet ek gaan nie genoeg tyd hê in een video om alles te verduidelik nie. So, hierdie is hoe ons begin het. Ek het nooit gedink ek sal my eie online besigheid begin nie. Dit was glad nie in my drome nie, dit was glad nie in my planne vir my toekoms of vir my gesin se toekoms nie, maar omstandighede het my gedruk om dit te doen. So, ek gaan begin by die begin. So dit was dit normale gesinnetjie wat in Sukuna gebly het. En ons het geweet dat ons lewens iewers te moet verander. Ek was 'n skoonheidsterapeut gewees en my man het 'n baie goeie werk gehad met 'n goeie salaris, maar die ding is ons het 'n verandering nodig gehad in ons lewens. Ons was nie gelukkig nie. Ons finansies het ook maar net uitgekom. Dit was genoeg gewees om ons te cover, net soos, jy weet, net. Maar ons wou lewensverandering gehad het en ons wou nie meer in die dorp bly waar ons gebly het nie, want dit was net soos, ek weet nie hoeveel van julle ken Sukuna nie, maar dit is soos die plek dreineer jou en soos ek daar groot geword, so ek het definitief verandering nodig gehad. So ek was 'n skoonheidsterapeut gewees by 'n salon daarso en my salaris was basically next to nothing. As ek sê R5,000 'n maand uitgekry het, was dit baie gewees. Dan was dit 'n verskriklike goeie maand. En dit het nie baie gebeur nie. Nie dat ek nie kliënte gehad het nie, maar dat die kommissies net so laag was dat dit maak nie saak wat jy doen, jy kan net nie meer as dit kry aan die einde van die maand nie. So, dit was moeilik geweest. En ons het besluit ons gaan begin bid vir 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe lewe, 'n nuwe verandering, something must change. En so ons het 'n 4-jarige seentjie gehad daai tyd. Vir die wat my nie ken nie, ek is 'n Anishka Brits, ek is 'n mamma van 'n wonderlike klein seentjie en ek is 'n vrou. En ek weet nie van julle vrouens nie, maar dinge is nogal hektiek op ons as vrouens. Ons het 'n tendensie om ons drome en ons ambitions en alles een kant toe te skuif vir die wat ons lief het. En ek was een van die mammas wat heeltemal alles een kant toe geskuif het om seker te maak dat my gesin alright is. Maar ja, toe het ons besluit om te bid. En toe het die Here vir my iemand op my pad gestuur wat 'n kliënt vir my geword het daar. En toevallig die vroutjie se dogter het 'n salonnetjie gehad hier waar ons nou bly. En sy was so beïndruk geweest met my werk dat sy vir my werk geoffer het hier in Mosselbaai. En toe het ek dit een kant toe gestoot en gesê, ek dink ongelukkig nie dit gaan werk vir my nie, want dit is baie ver en ek is op die oomblik klaar by 'n plek, ek het 'n werk in Sukuna gehad en my man sal nie sy werk los nie, want hy is iemand wat glo in 'n 9-to-5 vaste werk, vaste inkomste, jy is verseker van wat jy gaan kry aan die einde van die maand. So ja, dit sou definitief sy mind gechange het nie. Maar het het ons op 'n punt gekom waar ons nader aan die Here begin beweeg het en dinge het net begin openbaar vir ons. Ons het begin meer ongemaklik voel in ons werksomstandighede en hoe ons hanteer word en in die omstandighede waarin ons gewerk het en so dit het net begin daar's goed wat mense gaan raak sien as jy nader beweeg aan die Here wat nie vir mense reg voel of is nie. So het dinge begin 'n bietjie rokkie raak by ons werk en goede. Ek het opgeëindig om my werk te los. En toe het my man eendag huis toe gekom, toe sê hy, of hy my gebel, toe sê hy vir my, kom haal my by die werk. Toe sê ek vir hom, dit is bietjie moeilik om jou nou te kom haal, want toe het ek nog my maand kennis gewerk. En toe sê ek vir my, ek is bietjie besig met 'n kliënt op hierdie stadium, maar ek kan nie nou kom haal nie.
toe sê hy vir my, okay, neem nie waar ek sal plan maak. En toe is ek soos van, wat het nou gebeur? En daai aand toe ek by die huis kom, toe sê my man vir my, ek het my werk gelos. Toe sê ek van, excuse, jy kan nie net jou werk los nie, soos ons kan nie survive op my R5,000 salaris nie. En toe sê hy nee, hy kon dit net nie meer vat nie. Dinge net die kraak met sy werk en hy het net sy limits gereach, want daar is nie 'n manier van om te groei by sy werk oor 'n sekere vlak nie. Hy was 'n supervisor gewees. Maar hy kon net nie hoor as dit gaan nie, en hy's iemand wat baie graag wil groei in die plek waar hy is. So ja, dinge het net bietjie begin hektiek raak daar, en toe het hy opgeëindig om sy werk te los. En toe sit ons daar, toe is ons van, mense, wat gaan ons nou doen? So nou sit ons, hy het nie werk nie, ek het my werk gelos op die dag, so what are we gonna do now? En toe sê ek vir hom, ek het 'n werksoffer in ons baie gekry, so ons het daai opsie. En keep in mind, ons ken niemand die nie, ons het nie vriende nie, ons was nog nooit die nie, soos, ons was nog nooit in ons baie nie, so dit was soos van, dit was a leap of faith op 'n ander level. En toe sê ek vir my, ek het daai werksoffer, dit is baie beter werk as wat ek gehad het in Secunda, so maybe. En ek het net 'n joke gemaak, net om die moed 'n bietjie te lig, maar apparently het hy dit ernstig opgevat. Toe sê hy van, kom ons doen dit. Toe sê ek van, excuse me, soos, dit was net 'n joke, maar toe sê hy nee, maar hy is ernstig, soos, let's go for it. Hy het nie werk nie, so wat het ons om te verloor? Ons kan try. En toe het ons opgeëindig om 1600 kilos te ry met ons kar en 'n trailer wat ons basically gemodify het om 'n groot trek te kan ry met net die essential goedjies op, met ons soos ons beddens, en ons het ons yskas, ons vrieskas en ons dinge soos dishwasher op die trailer gehad, en dan die klere wat ons gehad het, en dan party van die goedjies wat baie vir ons beteken het. So ons het dit binne in die yskas en die vrieskas en oral ingedruk waar jy kan. En so ja, die tripie af hiernatoe was nog ons baie nou-breaking, veral as jy uit die dorp uitry waar jy groot geword het en gedink jy sal nooit daai area verlaat nie. En jy pak jou familie en jou gesin in 'n kar en jy beplan om na 'n plek toe te ry wat jy geen idee het wat om te verwag as jy daar kom nie. Maar ja, dit was, die pad hiernatoe was nogal so right geweest. Ons het baie gesels op die pad en goed van soos van, what are we gonna do? Want toe ons besluit om hiernatoe te kom, ons het gesukkel verskriklik om 'n plek te kry wat ons, of agentskap te kry wat bereid is om ons te laat huur, want die meeste van die agentskappe hier, as jy nie van hier af is nie, trek skielik hiernatoe. Hulle wil jou nie eintlik help nie, want hulle soek 3 maande se huur vooruit en dan nog 'n deposit toe, of hulle soek 3 maande se bankstate, se payslips, en toe daai tyd het ek nog nie begin werk nie, so ek het dit nie gehad nie, en hulle wou nie my ou werk se aanvaar nie, en hulle wou ook nie my nuwe werk se kontrak aanvaar nie, so ons was bietjie stak. So toe het ons die bietjie finansies wat ons oorgehad het ons gebruik om 'n plekkie te huur, soos 'n in te boek, net vir die plek, vir die tyd wat ons hierso is, totdat ons 'n plekkie kan kry om bly. En ja, so dit was nogal hektiek geweest toe ons net getrek het. Maar as jy die res van die storie wil hoor, stay tuned. Ek chat later, sal nog 'n video maak. Part 2 coming soon.